Man in die rolstoel, episode 6. Terwyl sy vir haarself 'n beker warm sjokolade maak, kyk Carmen by haar kombuisvenster uit. Dit is nou stil daar buite. Die liggaam is verwyder en iemand het die bloed van haar tuinmuur agteraf gespoel en die asblik teruggeskuif tot hier naby haar agterdeur. Baie bedagsaam van hulle. Wat beteken dat forensies waarskynlik klaar is met fotos en wat hulle ook al nodig gehad het om te doen. Dit was vinnig. As sy terugdink aan die dag na haar ouers se moord, hoe lank dit geneem het voordat die ambulans met haar hospitaal toe is, die aaklige ondersoek en die monsters wat die dokters moes neem, en al wat sy eintlik wou doen, was om haarself in 'n bad met vuurwarm water te verdrink. Louis het soos 'n laagvleiende missiel van Mosina af teruggekeer om haar by te staan. Hy was baie simpatiek, vir haar gesê dat dit wat met haar gebeur het, nie haar mens en vrou waardigheid aangetas het nie, en haar beslis nie minder begeerlik vir hom gemaak het nie, dat hy haar steeds lief het. Onmoontlik, want hy het meer kere in die aande uitgegaan, en later uitgebly, en op 'n stadium net met tye glad nie teruggekom nie. Wat soort van alright was vir haar? Hoe kan hy haar nog lief gehad het, as sy haarself van daardie dag af begin verag het? Die stikkendes stoot die heeles weg. Sen? Seker Rion Rousseau se storie ook, maar dit is sy storie. Sy het haar eie. Hulle skepe wat in die nag by mekaar gaan verbyvaar. Of dalk goeie vriende gaan word, omdat hy ook gebreek was. Hy verstaan waarskynlik iets van die lewe wat ander mense nog moet ervaar. Seer en vernedering. Dit weet sy nou, want niks wat sy byvoorbeeld tot op daardie dag vir vroue wat deurgemaak het wat met haar gebeur het, vertel het meer sin gemaak nie. Dit was holklinkende woorde. Sy moes eers daar wees, op daardie vlak van verniel en vernedering beland. Sy kon haarself nie eens help met woorde nie. Sy was die een wat die egskeidingsgeding aan die gang gesit het, waarskynlik tot Louis se verligting. Vinnig en klinies, daar was mos nie kinders en huise nie, behalwe die huis wat sy toe naby Delmas geërf het, wat Louis waarskynlik nie pas selfs sou wou hê nie. Net daarna het hy 'n loopbaanverskuiwing gemaak. Gewapende magte, soldaat in Iran, Afghanistan, Amerika, Dakar. Oorlog hou hom glo op sy tone. Oorlog sit sy kop op ander dinge. Dit laat hom vergeet van dinge wat seerder gemaak het as oorlog. Sy eie oorlog, hulle oorlog, die egskeiding. Elke keer wanneer hy in Suid-Afrika kom, maak hy 'n punt daarvan om te kom hoor hoe dit met haar gaan. Sy wens eintlik hy wil dit nie meer doen nie, want wanneer hy sy voete oor die drempel van haar huis sit, waar sy ook al bly, lees sy op gesig die woorde: "Sies tog, jou arme, verkragte vrou." Dit is nie sy skuld nie, dit is waarskynlik nie hoe hy eers dink, of wat hy bedoel nie. Dit is sy, dit is wat haar kop vir haar vertel, sy weet dit mos eintlik. En nou wil haar kop nie vir 'n oomblik tot stilstand kom nie eens nadat sy die helfte van haar sjokolade gedrink het nie. Vir die eerste keer in 10 jaar sluk sy 'n slaappil met die laaste blikkie vloeistof in haar beker af. Sy spoel die beker uit en stap sitkamer toe. Die hek voor haar oprit is toe, daar is niemand meer nie. Vanaand se stof het gaan lê, vir nou, vir partymense. Vir ander begin 'n nuwe seer en trauma. Sy dink aan die jong seun wat in haar agtertuin gesterf het. Waar is sy ouers? Iewers treur, 'n ma, 'n pa, 'n ouma en oupa. Familie? Mense wat gehoop het op 'n familie. Mense met omstandighede. Dalk drome gehad het vir 'n mooi jong mens wat op die drempel van sy groot menslewe gestaan het. Wie is hy? Hoe spoor jy so 'n kind se naasbestaandes op? Op 14 of 15 loop jy nie met 'n ideeboekie rond nie. Dalk is hy een van die ouetjies wat iewers oor 'n grens geglip het en onwettig in ons land is, iewers uit Afrika.
Iemand gaan dalk eers agterkom dat hulle kind dood is, nadat hulle hom vir 'n hele paar maande as vermis aangegee het. Wat 'n genade toe die pil uiteindelik inskop en sy aan die slaap raak. Maar die wakker word om en by 12 uur in die dag is nie 'n plesier nie. Tipies slaappil se toedoen. Dit neem maar 'n goeie 4-5 minute om tot verhaal te kom. Sy is groggy en deurmekaar en deur die nevels kom dit na haar terug, die herinnering aan die afgrysligheid wat sy in haar agtertuin gesien het. Teen die tyd is sy byna seker dat al 3 wat daar deurgestorm het, nog net kinders was. Maar watter soort kinders val ou mense en klein hondjies aan? Sy wonder of Snippers die nag oorleef het. Sy bel vir Sergeant Langman om te hoor, maar die man werk of hy's in die kerk, want sy foon gaan op 'n boodskap oor. Na 'n warm bad en skoon klere, besef sy dat sy honger is, ten spyte van die naar gevoel op haar maag. Sy bak vir haar 'n eier en maak 'n skepie van gisteraand pap in die mikrogolfoond warm om daarby te eet. En voel verbasend beter na die kos. Sy was die skottelgoed droog af en pak weg. Daarna druk sy die kussings van haar 2 sitkamerbanke reg en skuif die stoele van haar eetkamerstel eenkant toe, sodat iemand 'n rolstoel daar kan parkeer. Dit is geriefliker om koffie en melktert by 'n tafel te eet, vir enige mens. Dit is beslis die bende van die blok. Langman bel later terug, terwyl Carmen vir die 4de keer agter die gordyne uitloer, om te sien of Rion nie dalk al op pad is na haar toe nie. Dit is 3:50. Miskien het hy ook gesukkel om gisteraand te slaap en besluit om vanmiddag op te maak, maar hulle afspraak is darm eers vir 4 uur. Hoe kan julle so gou so seker wees, sergeant? Vra sy met een oog steeds op die huis skuins oorkant hare. Wel, die een ouetjie wat dood is met die swart gekleurde hare is by 'n ander toneel opgemerk. Ironies, Yin en Yang het ons hulle gedoop na 'n beskrywing van die callcenter meisies wat die een eis daarna by julle hier. Ek weet nie van daai geval nie, sê Carmen. Wel, is 8 vroue en 1 man wat saam bly in 'n 4-slaapkamerhuis. So bekostig hulle die huur en die water en ligte deur saam te bly. Een aand het hierdie sogenaamde blokbende ingekom en hulle een na die ander in hulle kamers kom besteel. Party van hulle het wakker geword, maar kon niks doen nie. Dit was asof hulle arms vasgebind was, asof hulle lam was en nie kon beweeg nie. Regtig? Sergeant, nou spuit hulle iets, of brand hulle dalk CD's, of so iets? Nee man, CD's irriteer net jou longe en laat jou hoes. Dis definitief 'n mite, en beslis nie aan te beveel vir narkose nie. Party van hulle het wel wakker geword, maar kon niks onthou nie. Dit is die gevolg van hyena sterthare wat gebrand word, hoogs verslawend en narkotiek. Sergeant, sê sy, hy gee snort laggie. Okay man, ek maak net 'n grappie, maar noem my tog Randall op my voornaam. Almal met wie ek gereeld praat, noem my Randall. Maar om terug te kom tot die callcenter inbraak, 1 of 2 van die vroue het gemaak of hulle slaap en deur skreefies oë gekyk. Dit is hulle wat oor die Yin en Yang manne gesplit het. Ek sal eendag vir jou daarvan vertel. Interessant, sê sy. Die jammer ding is dat dit lyk asof die bende 'n hele paar vroue of miskien kinders in hulle groep het, soos wat jy gisterand self gesien het. Maar ek kan nie nou te veel detail vir jou gee nie. Hy skraap sy keel. Jy wou weet oor Snippers, die hondjie. Hy leef gelukkig nog. Die veearts sal hom daar hou tot môre. Meneer Hatzenberg is nog in die hospitaal. Hy sal vir 'n tyd lank daar by sy dogter en haar gesin moet gaan aansterk. Dit is al nuus wat ek vir nou het. Maar Carmen, nou moet ek eers gaan. Een van my seuns verjaar en ons vat hom en sy broer en 'n klompie maats Spur toe vir burgers en roomys. Veels geluk. Hoe oud is jou mannetjie vandag? 12. Sy ouboet is 15. Sy wou nog vra oor die identiteit van die oorledenes, maar die man is haastig en hy sien sy familie waarskynlik maar min uit die aard van sy werk.
Geniet julle middag, Randall? Jy ook, Carmen. Sy staan nog met die foon in haar hand, toe sy beweging oorkant by Rion se huis gewaar. Die garagedeur wat oopgaan, en hy kom met sy rolstoel uit. Sy stap voordeur toe, om oop te sluit en uit te stap. Sy met die versoeking weerstaan, om nie nader te stap, om te gehelp, om oor die straat te kom met sy rolstoel nie. Die man is nog nie regtig behendig daarmee nie. Sy wonder wat gemaak het, dat hy die gebruik van sy bene verloor het. Siekte, 'n ongeluk, en hoe lank gelede het dit gebeur? Maar sy is nie van plan om hom direk uit te vra nie. As hy wil praat, is hy welkom. Dit is mos haar werk om te luister na mense wat wil praat. Soms kry sy vergoeding daarvoor, maar soms pak mense net uit, want sy het mos een van daai, ek hoor wat jy sê, soort gesiggies. Sy luister graag. Wanneer Rion sukkel om by die 2 trappies voor haar deur in te kom, stap Carmen nader. Sy gesig wys, hy haat dit om te sukkel, maar dan het hy net daardie klein hupstootjie van haar nodig om tot op die stoep te kom. Daarom help sy hom. Wanneer hy veilig op die stoep is, los sy die rolstoel en wys na haar voordeel. Deur, waar wil jy gaan sit? Vra sy en byt op haar lip. Dit klink nie reg nie. Die man is in elk geval op sy sitvlak. Hy sit, hy wil nie sit nie. Hy moet sit, want hy kan nie opstaan nie. Rion beduie na die eetkamertafeltjie daarna by haar oopplan kombuis sê. Kan seker sien dat sy stoele een kant toe geskuif het om plek te maak vir hom in sy rolstoel. 'n End op in die straat loer Flippy agter die sitkamer se gordyne uit. Hy weet hy's in die moeilikheid. Hy weet net nie hoe diep en by wie almal nie. Joachim verskyn agter hom. Joachim is sy neefie, nie sy bloedneef nie, maar ouma se seun. Dit is omdat hy en sy broer en hulle ouers gisterand onverwags hier opgedaag het, dat Flippy nie sy afspraak met die ouens van die parkie kon nakom nie. 'n Verrassing vir hom wat Flippy is, want raai wat? Hy verjaar vandag. Ouma het hom gister parkie toe gestuur, want sy was besig om 'n koek te bak vir hom. Die lekker sjokoladekoek met die baie verseersuiker wat nou daar op die eetkamertafel se buffet staan. En toe hy gistermiddag met die 2 honde inkom, toe staan hulle kar daar in die oprit. Surprise! Daar is persente vir hom, een is 'n gitaar. Hy het nog nooit in sy lewe gevra vir iets nie, maar miskien kon sy oom sien hoe hy kyk as Joachim en Ruben op hulle gitare speel, en hoe hard hy probeer het om self te leer speel en saam te sing. En nou het hy ook 'n gitaar. Hy was in ekstase toe hy vanoggend die geskenk oopmaak. Maar daar is ander emosies ook. Hy is bekommerd. Joachim en Ruben bly naby Botawil in die Vrystaat en hy is nou hier in Pretoria. Sekerlik sal hulle verstaan as hy een of ander tyd vir die bende verduidelik dat hy nie kon uitglip nie. Hulle familie uit die Vrystaat het onverwags opgedaag, want hy verjaar vandag. Want ja, dit is wat hulle self noem. Hulle is die bende van die parkie. Word vervolg.